Ons verwelkom ook almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons vandag saam die seën van die Here beleef op hierdie dag wat vir ons gemeente ook 'n baie spesiale dag is. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Genadige Hemelse Vader, vandag op ons gemeente se 33ste verjaarsdag, kom ons om U te loof en te prys, en om U te aanbid, en om U te dank, vir 33 jaar van genade. Ons besef, Vader, dat dit dieselfde tydperk is, wat U Seun en ons Verlosser, Jesus Christus, ook op aarde geleef het. En daarom is dit vir ons 'n besondere dag vandag. As ons terugkyk oor die afgelope jare, dan sien ons die wonderwerke raak wat in ons gemeente gedoen het. Ons is dankbaar dat ons 'n kerkgebou tot die eer kon oprig 24 jaar gelede. Ons is dankbaar, Here, dat dit alles kon gebeur deur U groot liefde en genade, en dat ons kon sien hoe dit U ook daardeur en daarin gewerk het. Ons is dankbaar vir al die gebede wat ons deur die jare gebid het, en wat U verhoor het soos het ons dit gevra het. Ons is dankbaar vir elke geleentheid wat ons as gemeente kon saam wees in U huis, om U te eer en U te aanbid. Ons is ook dankbaar vir elke geleentheid dat ons gemeente kon saam kuier, saam kon fees vier, saam kon eet en kon bly wees. Dat ons deel is van Falkenried se fantastiese familie. Ons kom dink ook vanoggend aan soveel lidmate wat al deel van ons gemeente was, maar wat deur die loop van die jare verhuis het, en wat nou ver of elders bly, maar wat nog steeds bande met ons het. Wat nog steeds luister en kyk na ons eredienste. Wat nog steeds dankoffers bydra. Wat nog steeds in kontak bly en vra hoe dit gaan en groete stuur. Dat hierdie gemeente vir altyd ook 'n deel van hulle lewe is en sal wees. Wanneer ons na die toekoms kyk, dan sê ons, Here, ons wil nie in die toekoms ingaan as U nie saam met ons stap nie, net soos Moses. Ons wil nie 'n tree vorentoe gee sonder U nie. Daarom lê ons ook ons toekoms in U hande. Want ons weet, Vader, in U hande is ons veilig. Ons dankie dat ons vandag weer uit U woord kan saam lees. Dit kan oordink en kan luister na die verkondiging daarvan om te hoor wat U vir ons wil sê. Praat daarom met ons, Here, soos U wil. In Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het ek iemand saam met my kerk te gebring wat baie lank laas hier was. En ek wil nou graag 'n bietjie by hom weet wat is sy storie. Kom ons hoor. Dis Alfie. Julle sal onthou Alfie, dis Phyllis se maatjie. En ja, hulle is saam nie altyd so 'n goeie kombinasie nie, want hy is maar 'n stoute karnalie. Hallo Alfie, hoe gaan dit met jou? Ja, my gaan dit alraai, dankie. Daar sit tussen die oestery deur is ek okay. So jy het nog steeds nie opgehou met daai aardige gewoonte van jou? Dit is so maklik hier hoor. Nou sê vir my, hoekom was jy so lank laas in die kerk? Hoekom sien ons jou nie? Dit is alles Phyllis se skuld.
Filies se skuld, hoekom? Fili sê, ek is te stout en ek is 'n te groot sondaar, ek mag nie kerk toe gaan nie. My wêreld, nou waar kom hy daaraan? Hy sê hy het dit in die Bybel gelees hoor. In die Bybel gelees? Ja, okay, ek dink ek weet waarvan jy praat. Maar ja, goed, dalk is dit nodig dat jy ook hier agterkom sit en luister, en dan gesels ons 'n bietjie oor daai probleem, en ons hoor wat sê die Bybel daaroor. Ons tema vir die jaar is eerbied, en vandag gaan ons saam lees uit Psalm 5. Die opskrif van die Psalm is, help my om u wil te doen. Vir die koorleier met fluitspel, 'n Psalm van Dawid. Luister tog na my woorde, Here. Hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God. Want tot u bid ek. Luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskuw moordenaars en bedrieërs. Maar ek mag deur u groot liefde in u huis ingaan en in u heilige tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen. Niks wat hulle sê is waar nie, alwaarin hulle dink is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God. Laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen u. Maar laat almal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u naam liefhet en hulle juig oor u. U laat dit goed gaan met die regverdige Here. U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Tot sover ons skrifgedeelte. Hierdie Psalm word opgedra aan koning Dawid en daar word gesê dis 'n Psalm van Dawid. En dis dan nou geskryf spesifiek ook met die fluitspeler in gedagte. Nie sal onthou toe ons oor koning Dawid gepraat het so rukkie terug, het ons gehoor dat hy van homself praat as 'n gevierde digter. En ons het toe gesê hy het verskeie psalms geskryf en dan ook hierdie psalm word gesê in die psalm self dat dit 'n psalm van Dawid is. Maar as nou geleerdes wat beweer dat dit nou nie Dawid kon lees wat hierdie psalm geskryf het nie, want op 'n stadium praat hy van die tempel waarin hy is, die huis van die Here, waarin hy met eerbied, wat hy aan God verskuldig is, vir God aanbid. En hulle sê, maar die tempel het nog nie bestaan in Dawid se tyd nie. Die tempel is eers na Dawid se tyd, in die tyd van Salomo gebou. En daarom kan dit nou nie Dawid wees wat hier die psalm geskryf het, so redeneer hulle. Ek daarenteen dink wel, dit is moontlik, maar dit kan ook Dawid wees, want vir hom was die tabernakel die tempel van die Here. En het hy na die tabernakel wat hulle in die woestyntyd gebruik het, wat soos 'n rondgaande tydelike tempel was, het hulle erken as die huis van God, en as die tempel vir hulle. So, dit maak nou nie saak of was dit nou Dawid wat dit gedig het, of was dit nou iemand anders wat dit gedig het nie, dis die inhoud van hierdie psalm, waarin God se woorde tot ons kom, en ons wil graag hoor, wat wil God vandag, deur Psalm 5, ook vir ons sê. In hierdie psalm bid Dawid dan tot sy koning en sy God. Dit is hoe hy God aanspreek, want God noem hy sy koning, God noem hy sy God. En Dawid self is koning, maar hy erken dat God eintlik die koning van die konings is. In hierdie gebed kom Dawid na die Here toe op sy knie en hy smeek God om na hom te luister, om aandag aan sy hulpgeroep
te gee. Ek wonder partykeer of daar ook by ons hierdie smeekgebede teenwoordig is. Baie keer is ons gebede maar soos rympies wat ons van kleins af geleer het, wat ons nou al oor baie jare heen aangewoon geraak het en herhaal, dieselfde goed vra, dieselfde goed sê. Maar Dawid kom reg en hy smeek die Here om na hom te luister. Hy kom pleit by die Here om aandag te gee aan sy hulpgeroep. Hy beleef dat God na sy stem wel luister. Dat God wel hoor wanneer hy met God praat. En hy beleef dit in die oggende, in die môre wanneer hy stilte tyd hou. Wanneer hy op die Here wag dat die Here aan hom moet bekend word, aan hom moet geopenbaar word, dat die Here se stem kan hoor wat met hom praat en hy wat met die Here praat. So stilte tyd was vir hom 'n belangrike tyd, want dis waar hy beleef het dat God ook na hom luister. In sy gebed erken Dawid ook dat God nie sonde verdra nie. Dat God sonde haat. Dat sonde nie iets is wat hy ligtelik aanvaar of opneem nie. Sonde is ongehoorsaamheid aan God se wil. So enige iets wat ons doen wat teen God se wil ingaan, enige vorm van ongehoorsaamheid teen sy wil en sy gebooie, is sonde. God verdra dit. Maar wanneer ons hierdie Psalm lees, kom ons agter, wanneer ons dit lees met die oog van die Nuwe Testament, en ons is ons nou na die Nuwe Testament, en ons kyk terug na die Ou Testament via die Nuwe Testament. En as 'n mens met daardie oog lees, en jy lees dit met die kennis wat ons van God het, wat Dawid nog nie van God gehad het, want Jesus was toe nou nog nie gebore in Bethlehem. Dan sien ons maar Dawid het eintlik nog nie God se hart mooi verstaan. Hy het nog nie presies mooi begryp hoe God voel oor sonde en sondaars. Terwyl hy geweet dat God sonde haat, het hy gedink dit geld vir die sondaars ook. Dawid skryf in hierdie Psalm dat hooghartiges nie durf na die Here toe kom nie. So hooghartiges is iemand wat hoogmoedig is, iemand wat arrogant is, iemand wat te veel van hulle self dink, iemand wat dink hulle is daar en God is hier onder. God haat almal wat onreg doen, dink Dawid. Hy roei leenaars uit. Hy verafskiet moordenaars en bedrieërs. En daarteen voel Dawid, hy is nou nie 'n moordenaar nie, hy is nie 'n bedrieër nie, hy is nie 'n leenaar nie, hy doen nie onreg nie, hy is nie hoogmoedig en arrogant nie. Daarom dink hy, kan hy na God se tempel toe gaan. As gevolg van God se groot liefde vir hom en God se trou aan hom. Hy kan in God se huis ingaan en vir hom was dit dan in die tabernakel gewees en daar kan hy buig met die eerbied wat aan God verskuldig is. Nou in die huis van die Here voor God te kom buig met die eerbied wat aan hom verskuldig is 100% korrek. Dit moet elke gelowige doen. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Kerk toe gaan is nie maar net iets wat 'n mens so een keer once in a blue moon doen. Dit is deel van jou lewe en van jou menswees as kind van God, om ook tuis te wees in die huis van jou Vader, met die nodige eerbied wat aan hom verskuldig is. Dis hoekom ons vandag hier is. Maar om soos Dawid te dink, dat dit net vir 'n groepie gehoorsame gelowiges uitbeskoor is vir wie God liefhet om in sy huis te wees, is om God se hart nog nie heeltemal mooi te verstaan.
Om te dink dat ons sondaars moet uitsluit en hulle daar buite moet hou, dat hulle nie mag inkom nie. Verstaan nie presies hoe God se hart werk. Onthou nou in hulle tyd het die tempel en ook die tabernakel 3 dele gehad, die voorhofgedeelte, waarin die mense kon kom, die heilige gedeelte, waarin die priesters kon kom, en dan die allerheiligste gedeelte, wat net die hoëpriester net 1 keer die jaar op die groot versoendag kon ingaan. Nou die mense van wie ek gepraat het, was net Israelitiese mans. Hulle kon in die voorhofgedeelte. Vrouens en nie Jode, heidene, hulle mag nie naby die voorhof eers gekom het nie, hulle moet aan die buitekant daarvan gebly. Tollenaars en sondaars is nou die name wat hulle gegee het vir die mense wat ongehoorsaam was in daardie tyd, mense wat hulle geglo het hooghartig is en ver van God af leef, wat die bedrieërs is en die moordenaars is. Hulle is die ouens wat glad nie mag naby die tempel kom. Want die tempel is 'n heilige plek en jy kan nie, as jy so vol sonde is, naby hierdie heilige plek kom nie, want dan ontheilig jy veronrein hierdie plek wat heilig en rein is. Jy maak dit vuil as gevolg van jou sonde. En omdat Dawid gevoel het dat hy nou nie een van hulle is, dalk het hy vir 'n oomblik vergeet van sy oorspel met Batseba, van sy moord op haar man Uria, van leuns wat hy ook maar vertel het, sondes wat hy ook maar gedoen het. Dalk het hy gedink, omdat hy in Psalm 51 daai mooi skuldbelydenis gedoen het, dis als vergewe en daarom is hy okay, daarom kan hy in die tempel ingaan, maar die ander mag. Dit laat ons ook dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het. Jy sal onthou van die tollenaar en die fariseer wat gebid het. Die fariseer wat gebid het, het gesê, Here, dankie dat ek nie is soos hierdie tollenaar, dat ek nie so sleg is soos al hierdie sondaars hier buite. En toe kom die tollenaar en hy bid net een sinnetjie en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. En toe sê Jesus, van hierdie 2 gebede was die tollenaar die naaste aan die waarheid gewees. Dit is nou my eie woorde, maar dis waarop dit neerkom. Want die fariseer se hoogmoed, sy verwaandheid en sy dink dat hy beter is as, en dat hy daarom die reg het om in God se huis te wees, die ander het dit nie. Dit was om God se hart verkeerd te verstaan, nog nie mooi te begryp hoe sy hart werk. In die Psalm pleit Dawid dat die Here hom moet help om God se wil te leer ken en te doen, dat hy aan God gehoorsaam kan wees. Maar sy motivering is, want hy het baie vyande. Omdat ek baie vyande het, Here, help my om u wil te doen, is wat hy bid. Ook dit bewys dat hy nog nie God se hart mooi verstaan. Dawid het baie vyande gehad, Saul aanvanklik wat hom wou doodmaak, later ook selfs sy eie seun Absalom, wat in opstand gekom het teen hom, wat 'n staatsgreep wou uitoefen en wat self 'n koning word. En dan ook al die omliggende volke en mense wat daar gebly het, wat die hele tyd met Dawid in oorlog was. So Dawid het baie vyande gehad, en hy was so 'n bietjie paranoïes, bang vir hulle, angstig ook vir hulle, want hulle het groot bedreigings vir hom ingehou. Hulle het vir Dawid onder andere ook vals beskuldig. Dawid sê, dit wat hulle oor my sê, is nie die waarheid nie. Hulle dink net aan Dawid se ondergang. Hulle wil net hê dat hy sy koningsheerskappy moet verloor, sodat hulle hulle eie magsposisies kan vergroot. Hy sê hulle is, as dit ware, met my woorde agterbaks, want hulle vlei hom met allerhande mooi woorde in sy teenwoordigheid, maar eintlik wil hulle hom vermoor. So hulle is agteraf en agterbaks. Daarom bid Dawid dat God hulle moet laat boet, dat God hulle moet straf, dat hulle deur hulle eie planne tot niet moet gaan. So daai ding van grawe vir iemand anders 'n gat en jy val self daarin, of soos Haman in die boek Ester wat 'n galg gebou het vir Mordegai en uiteindelik self daaraan gehang het. Dit hoop Dawid gebeur nou met hierdie vyande van hom. Dat die dinge wat hulle aan hom wil doen, dat dit eintlik met hulle moet gebeur. Dawid vra God om hulle weg te dryf oor hulle baie sondes.
Want hulle is nie net teen hom opstandig nie, hulle is ook teen God opstandig. So hy probeer nou hierdie kaart gebruik van my vyande, Here, is ook u vyand. So straf my vyande, dit natuurlik is dit tot my voordeel, maar straf hulle want hulle is ook u vyand. So hy verstaan nog nie God se hart baie mooi. Sy gebed eindig gelukkig op 'n hoë noot wanneer hy sy geloof in God bely, wanneer hy vra dat almal wat by God skuil bly moet wees en dat hulle altyd moet jubel, waar die gedagte is dat God vir ons blydskap en vreugde en geluk gee en dat hy die bron daarvan is. Soos het ons by 'n vorige geleentheid ook gehoor het, hy is die enigste bron daarvan. Hy bely dat God mense beskerm wat sy naam liefhet en hulle juig oor hom en oor die beskerming wat hulle geniet. So hy het God se beskerming ook nodig teen sy vyande. En hy wil graag juig en bly wees wanneer hy God se beskerming ervaar teen sy vyande gestraf word. Hy bely dat God dit laat goed gaan met die regverdige en dat sy goedheid hom beskerm soos 'n skild. Hy beskou homself as 'n regverdige, as 'n gelowige en dat God se goedheid hom beskerm soos wat 'n skild beskerming bied teen die aanvalle van die vyand. Nou maatjies, julle sal goed verstaan as ons van 'n skild praat en ek praat van Captain America, nê? Steve Rogers, hy het mos so 'n shield wat hy gebruik, 'n skild wat baie sterk is. Dis ook sy wapen waarmee hy veg, en dis waarmee hy ook die vyande alweer. Dit is so 'n gedagte dat God ons beskerm soos wat daai skild hom beskerm, so beskerm God ook vir ons. Vra ons dan nou, wat is die boodskap vandag? 33 jaar na die geboorte van hierdie gemeente, ook vir ons uit Psalm 5. Ek dink dit is belangrik om te besef dat sondaars welkom is in God se huis. Die oomblik as ons sê sondaars is nie welkom in God se huis nie, dan moet almal van ons huis toe gaan. Want daar is nie een van ons wat nie 'n sondaar is. Ja, ons kan weliswaar by die Here vergifnis kry vir ons sonde. Ons kan God se kinders wees wanneer ons in Jesus glo. En dit plaas ons in 'n bevoorregte posisie. Maar dit mag ons nie laat hoogmoedig word en meerderwaardig voel teenoor ander mense wat ons as groter sondaars beskou as wat ons is. Dis wat Dawid gedoen. En ek dink dit was 'n fout, dus om God se hart nie reg te verstaan. Ons kan niemand uitsluit in God se huis. Almal is welkom om te kom hoor wat God vir hulle wil sê. Almal is welkom om die Here te kom raadpleeg in die gebed met dinge waarmee hulle worstel en stoei en sukkel. Om ook te kom hoor wat God se wil is wanneer ons uit sy woord uit lees. Om ook te kom hoor dat God sondaars wat tot bekering kom vergewe. En wat dit beteken om die ewige lewe te kry. En hoe 'n mens moet leef op pad na die wederkoms. Sondaars is welkom in God se huis. Ons mag hulle nie die deur wys of die pad wys, omdat hulle in ons oë groter sondaars is as wat ons is. Al ons eredienste moet bewys dat ons die eerbied het wat aan God verskuldig is. En dis hoekom ons nou nie in 'n kerk te kere gaan soos wat kinders op 'n paviljoen te kere gaan wanneer dit atletiektyd of rugbytyd is. Ons spring nie hier uit ons velle uit en verloor ons inhibisies en onsself in emosionele opsweping van mekaar. Alhoewel die erediens 'n feestelike geleentheid is dit nie 'n plek waar 'n mens jouself en jou selfbeheersing verloor en waar alles net draai om alles wat vir jou as mens lekker is en waarvan jy hou nie. Want dit gaan in die eerste plek oor die eer van God. Dit gaan in die eerste plek oor eerbied vir hom.
gaan nie kerk toe om deur mense raak gesien te word. Ons gaan nie kerk toe om ons gewetes te sis en ons skuldgevoelens te laat bedaar. Ons gaan kerk toe omdat ons eerbied het vir ons Vader in die hemel, wat vir ons die opdrag gegee het om in sy huis te wees. En die manier waarop ons dit doen, getuig van eerbied wat ons het vir ons Vader. Net soos Dawid kan ons ook die Here vra om ons te help, om aan sy wil gehoorsaam te wees, maar ons motivering moet reg wees. Sy motivering was omdat hy vyande het. Maar dis nie die regte motivering vir gehoorsaamheid aan God nie. Die regte motivering moet wees dat ons God lief het. Omdat ons lief het, wil ons hom graag gehoorsaam. En dankbaarheid. Omdat ons dankbaar is dat hy ons verlos het van ons sonde en vir ons die ewige lewe gegee het. Daarom wil ons hom graag gehoorsaam. En daarom vra ons vir hom om ons te help daarmee, om sy wil nie net te ken nie, maar dit ook te doen. Anders as wat Dawid teen die Jode, soos daar die Fariseërs en Jesus se gelykenis geglo het Jesus ons kom leer dat ons nie beter is as ons vyande. Dat ons nie 'n meerderwaardige houding teenoor hulle moet inneem. Dat ons nie moet bid vir God om hulle te straf en wens dat hulle gestraf moet word. Die bergrede het Jesus vir sy disippels gesê en vir die mense wat daar bymekaar was om na hom te luister, julle moet ook julle vyande lief hê. Julle het gehoor dat daar vir julle gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet ook julle vyande lief hê. Bid vir die wat julle vervolg. Seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Paulus skryf dit ook in Romeine 12 vers 14, wanneer hy sê dat jy jou vyande moet seën, dat jy hulle nie moet vervloek nie. Geliefdes, en dit beteken nie dat ons of God sonde goedkeur nie. As ons vir sondaar sê, julle is welkom in die huis van die Here, ons wil graag hê, julle moet inkom en julle moet ook hier wees. Dan sê ons dit omdat dit God se wil is, dat almal sy boodskap moet hoor. Dit beteken dat ons die sondaars in liefde aanvaar en omhels en hulle nie veroordeel. Want 'n mens kan nie, soos Jesus gesê het, 'n splinter in iemand anders se oog gaan soek, as daar 'n balk in jou eie oog is. Mens kan nie, as jy self in 'n glashuis bly, iemand moet anders met klippe gaan gooi. En dit het Jesus ons geleer toe hulle daardie vrou wat op oorspel betrap is na hom toe gebring het. So in hulle oë was hy 'n groot sondaar, want hulle het haar beter daar betrap terwyl sy besig is om die sonde te doen. En Moses het hulle geleer, wanneer daar so iets gebeur, so 'n vrou moet gestraf word, en die manier waarop hulle dit doen is gooi haar met klippe dood. En nou kom hulle na Jesus toe, hulle wil weet wat is nou sy opinie, want hulle soek iets om teen hom 'n aanklag in te bring. En dan gaan sit Jesus en hy kryk so met sy vinger in die sand. En dan dring hulle aan op 'n antwoord, en dan sê hy vir hulle, wie een van julle wat nie sonde het, wat nie 'n sondaar is nie, julle kan die eerste klip optel en gooi. Met ander woorde, julle kan haar veroordeel en julle kan haar straf. En hulle almal het omgedraai en huis toe gegaan. Want hulle het besef, ons is almal sondaars. Ons is almal ook skuldig. So alhoewel Jesus daardie vrou aanvaar het, in liefde aanvaar het en haar nie met klippe doodgegooi het, beteken dit nie dat hy haar sonde goedgekeur het. Dat hy gesê het, okay, dis maar alraai, jy mag maar sonde doen, gaan maar net aan. Dis nie wat dit beteken. Hy het vir haar gesê, gaan heen en sondig nie meer.
God haat en hy straf sonde. In sy hart vol liefde vir sondaars wil hy graag hê dat hulle tot bekering moet kom. Gaan heen en sondig nie meer. Bekering beteken dat jou sonde bely, God se vergifnis aanvaar, vrede maak met hom en met jou naaste, jouself vergewe en dat jy die sonde laat staan, gaan heen en sondig nie meer. Dis wat God wil hê. Dis hoe sy hart klop. God luister na ons gebede en hy verhoor dit. Soos wat Dawid dit ook beleef. Ons het die afgelope 33 jaar soveel kere ervaar en beleef hoe dat ons gebid het, in ons gemeente, saam as gemeente gebid het, hoe dat hy ons gebede verhoor het. Ons is baie dankbaar daarvoor. Geliefdes, ons moet besef hoe belangrik en hoe kosbaar stilte tyd is. En dat ons dit nie mag verwaarloos nie. Dawid se stilte tyd het hy in die oggende gehou. Baie mense se oggende is net eenvoudig te besig, hulle hou dit in die aande. Partykeer is hulle in die aande so moeg dat hulle aan die slaap raak terwyl hulle dit doen. Maar ten minste wend hulle poging aan om dit te doen. Te midde van alles in hulle besige program. Maar hoe dit ook al sê, die ideaal is dat ons tye moet hê waar ons onsself afsonder saam met die Here. Waar ons stil word saam met hom. Waar ons sy woord oopmaak en kyk en lees wat hy vir ons wil sê. Waar ons harte voor hom uitstort en partykeer selfs sug en pleit en smeek om na ons te luister, om ons gebede te verhoor. Mense wat dit doen, se geestelike lewe groei. Mense wat dit nalat, se geestelike lewe kwyn. Soos wat die plante hier buite besig is om te kwyn oor die hitte en die droogte, so gaan hulle geestelike lewe ook dood. En daar is nie nuwe water wat in kom. Daar is nie nuwe water van die lewe, brood van die lewe, suurstof en krag van die Here wat in kom. Almal wat op God vertrou en by hom skuil, sal blydskap en vreugde ervaar, want sy goedheid beskerm ons soos 'n skild. Ons het al reeds gesê, dis nie 'n goedkoop voorspoed teologie. Dit beteken nie dat dit altyd net met jou sal goed gaan, net omdat jy 'n kind van die Here is. Die Here sê inteendeel, dit kan ook juist met jou swaar gaan, as jy 'n kind van die Here is. En ons ken ook ons vyand, ons weet, hoe nader jy aan die Here probeer lewe, hoe meer teiken hy jou. Want jy is kompetisie vir hom. Hy maak die lewe vir jou moeilik. Maar die kern is, ten spyte van moeilikheid en swaar kry, soos wat ons gesing het, uit Habakuk profeet se laaste woorde in daai lied 5:1-6 wat ons eerste gesing het, ten spyte van daai swaar kry, is die Here nog by ons en help hy ons en draai ons daardeur. En daarom kan ons jubel en juig. Hy maak ons voete soos die van 'n ribbok, sodat ons kan veilig loop. Mag dit ook ons ervaring en belewenis wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u genade troon en ons besef, al het ons 'n besonder bevoorregte posisie om deur u begenadig te wees, en dat u ons liefhet, dat u ons aanneem as u kinders wanneer ons in Christus glo, dat dit ons nie beter maak as ander sondaars nie. Dat ons nie hoogmoedig en verwaand kan wees en kan dink, dis net vir ons beskore om hier in u huis te wees. Here, gee dat ons u hart beter sal verstaan, beter sal begryp, hoe dat u sonde haat en verafskuw, maar hoe dat u sondaars liefhet, hoe dat u hulle wil begenadig en wil vergewe, hoe dat u wil hê dat hulle tot bekering moet kom, dat hulle sonde laat staan en nie meer aanhou sondig nie. Here, gee dat ons ook met so hart na mekaar sal kyk, ons mekaar nie sal veroordeel, verkleineer of verneder nie, dat ons teen mekaar sal diskrimineer nie, maar dat ons sal besef
hoe groot die verskil is tussen goedkeuring en nie goedkeuring, tussen aanvaarding en veroordeling. Here, help ons om ons lewe so te leef, dat ons uit dankbaarheid vir U verlossing aan U gehoorsaam is. Leer ons U wil ken, Here, sodat ons dit kan doen omdat ons U liefhet. Dankie vir die perspektief wat Jesus vir ons in die Nuwe Testament gebring het. En vir die regstelling wat daar aangebring is. En dat ons ook met daardie oë na U hart kan kyk. Vader, ek bid vir ons gemeente, vir ons leiers, ons kerkraad, ons kategete, ons amptenare, elke lidmaat, klein en groot, oud en jong. Ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister. Ons kom pleit by U en ons smeek, Here, dat U ons sal seën en dat U ons genadig sal wees. Dat ons U blydskap en U vreugde en U geluk wat U alleen gee sal ervaar en beleef, en dat ons ook sal lewe in U goedheid en sal besef U beskerm ons soos 'n skild. Seën ook ons Liplek lekker lepelfees wat ons vandag het, en gee dat alles sal wees tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Seën ons ook in hierdie skoolvakansietjie wat voorlê, gee dat ons daarna ook weer sal terugkeer met nuwe ywer en entoesiasme om U te dien met die eerbied wat aan U verskuldig is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, en as jy so 'n ekstra verjaarsdag geskenkie wou gee, sal ons net dankbaar wees daarvoor. Baie dankie.